Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren, met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskinderboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel, en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode word geborg deur my oorsprong van die veeboekreeks. Jy het hulle op die podcast ontmoet, nou sien hulle in aksie. Jy kan nou my tyd om die podcast te maak, navorsing, skryf, opnames en so meer, borg deur vir my 'n koffie te koop. Dit kan eenmalig wees of jy kan dit weer in die toekoms doen. Jy kan ook die podcast as 'n luisterboek koop om te help met die hosting. Leer meer op my webtuiste Ronel the Mythmaker. Skakels in die beskrywing. Ons gaan voort met ons verkenning van die werkers van die dood. Vandag se vee, Swart Shak. Volkskunde in 'n neutedop deur Ronel. Swart Shak, wat sedert die Viking invalle as 'n helhond beskou word, het op die eensame paaie van East Anglia, Essex, Norfolk en Suffolk rondgedwaal. Dit is ook op die platteland en kuslyne gesien. Sommige glo dit is vernoem na Odin se hond Shikar, terwyl ander glo dat sy naam afgelei is van Skukka, wat duiwel in Anglo-Saksies beteken. Sy voorkoms wissel van verhaal tot verhaal, van 'n monsteragtige hond, die grootte van 'n donkie met vuur wat uit sy pieringgroote oë spoeg, tot 'n normale groote hond met 'n enkele gloeiende oog, of groen of rooi, of selfs 'n koplose hond. Soms het dit 2 oë, by ander net 1 in die middel van sy kop. Baie van die tyd skiet vonke uit sy oë. Soms is dit slegs 'n wolhaarhond, wat mense laat aanneem dat sy naam afkomstig is van 'n dialekuitspraak van Shaggy. Vir die grootste deel doen Swart Shak nie veel meer as om rond te loop en sekere gebiede na donker te patrolleer nie. Sommige mense is bang as hulle dit sien. Hierdie swart hond veroorsaak nie skade aan mense nie, tensy iemand dwaas genoeg is om dit uit te daag. In sommige verhale verskyn Swart Shak vir slegte weer, en is dit redelik aktief op stormagtige nagte, wanneer die see op sy mees onstuimigste is. Daar word gesê dat sy kreet oor die brullende branders gehoor kan word. Alhoewel die verhale nie oor veel saamstem nie, is dit egter altyd 'n teken van die dood om Swart Shak te sien. In die meeste gevalle sal jy binne 'n jaar sterf. En nou vir my interpretasie van die vee, in 'n oorsprong van die vee, Swart Shak. Daar is natuurlik meer as een hond genaamd Swart Shak. Dit is meer 'n klassifikasie binne swart honde as die werklike naam van die wese. En die meeste van hulle verkies om soos 'n swart doberman te lyk vanweë sy spits ore en silhouet wat bedoel is om diegene met bose intensies bang te maak. Swart Shak het 'n voorliefde vir kusland en moerasagtige gebiede, aangesien dit 'n beskermer is vir die portale wat hierdie plekke na ander ryke hou. Dit lyk of dit altyd op patrollie is, want dit is. Dit hou die vee in hulle ryk en die sterflinge in hulle sin, oor die algemeen. As 'n werker van die dood merk dit diegene wat nie sy grense vir die dood respekteer nie. In sy spookvorm lyk Swart Shak so swart rook in die vorm van 'n hond met 'n vuurrooi oog in die middel van sy kop. Dit kan ook soos 'n vuurbal lyk, soos 'n dierryke beweeg om sy plig te doen. As 'n klein bonusie, kom ons kyk na hierdie vee in Engels. Black Shak. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het, en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast, hoekom jy na my webtuiste ronelthemythmaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks kry nie? Toe 'n volkskunde, toorkrag en gevaar wag. Pas op! Sluit aan vir boeke en volkskunde.